loof en te prys, u kan die sitplek neem. Niemand kan vir my sê, dit is nie die moeite werd om die Here te dien nie. Dit is lekker om die Here te dien. Dit is lekker, het is nie altyd maklik nie, maar dit is lekker. Somtyds is dit moeilik, maar dit is lekker om die Here te dien, want hy is groot en hy is almagtig. Ek wil vanmôre met die deel uit die woord van die Here uit, en ek glo dat die Here is nog glad nie klaar om te werk nie. So moenie ooit die fout maak om te dink wanneer ons by die woord kom, dit skaal af nie. Of ons onderbreek die gees nie. Jy kan nie die gees van God onderbreek wanneer jy met die woord ook begin, saam met worship nie. Want God se gees werk wanneer jy hom toelaat in elke aspek. En die Here is vanmôre hier, en hy gaan vanmôre vir iemand iets groots doen, of vir almal wat dit vat. Prys die naam van die Here. Ek wil met die saam lees vanmôre uit die woord van die Here uit 2 gedeeltes uit, en as ek 'n opskrif aan dit kan heg, dan is dit die hooftema van jou gebedslewe. Dit waarop jou gebedslewe gefokus is, en wat is dit wat vanmôre in jou gebedslewe die meeste aandag kry, met ander woorde. Psalm 37 vanaf vers 3 tot en met vers 6, en dan gaan ons na Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 19 toe. Maar Psalm 37 vanaf vers 3 tot en met vers 6, jy kan op jou eie tyd die hele Psalm gaan lees, en jy sal sien hoe die hele Psalm ook invloei by dit wat die Here met ons mee wil deel vanmôre. Hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig, en jou reg soos die middag. In hierdie hoofstuk praat hy daaroor, jy moet nie na ander ouens kyk wat besig is met ongeregtigheid en dit lyk of hulle voorspoedig is nie. Weet jy moet nie, as jy die hele hoofstuk gaan kyk, kan sê, weet jy moet nou nie ongelukkig raak omdat jy sien ongeregtigheid. Dit lyk vir 'n oomblik of ongeregtige mense wegkom met alles, en dit met hulle goed gaan en alles, en dan verander dit baie keer ook ons gebedslewe. Want ons fokus gaan oor op dit wat ons rondom ons sien. Maar hier sê hy vir ons, en ons maak baie keer hierdie fout, sê, Here, as u vir my hierdie ding sal doen, dan sal ek getuig, en dan sal ek u loof en prys. Maar hierdie gedeelte, en die hele woord in konteks, sê vir ons dit, verlustig jou eers in die Here. Soek eers God. Maak jy die naam van die Here groot, en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Ons fokus is, Here, doen vir my dit, en antwoord vir my hierdie saak, en baie van ons gebedslewe gaan op alles wat ons nodig het, en alles wat deur ons gaan, en elke storm, en ergens het God 'n klein plekkie van, we want to worship you. Meeste van ons gebedslewe, ek is seker nou nie almal nie, dalk in 'n ander dorp, maar julle is seker alright. Maar baie keer is die groot deel van my gebedslewe gaan oor wat ek nodig het, waardeur ek gaan, wat my behoeftes is, en Here, as u vir my hierdie ding doen, sal ek getuig, en ek sal nie stil bly nie, en as Here vir my hierdie saak doen, maar weet jy wat, ons is nie veronderstel om stil te bly nie, want hy het reeds klaar alles vir ons gedoen, wat vir my, en ek is nie vanmôre 'n prosperity preacher nie, ek glo nie aan prosperity nie, maar ek glo aan die bonatuurlike voorsieninge van die Here, en dat God vir ons wel kan sorg, en dat hy weet wat ek nodig het, en dat hy vir my sal gee ook, selfs die begeertes van my hart, maar my hart moet reg wees. My verhouding met hom moet reg wees, en my fokus moet reg wees vanmôre. En hierdie gedeelte sê hy dit vir ons, so gaan lees gerus daar, die hele Psalm is baie belangrik, dat ons dit in konteks lees, sodat ons die volle som van dit moet kry. Maar hy sê, verlustig jou
in die Here en dan sal hy jou gee ook die begeertes van jou hart en dan kan jy jou weg aan die Here oorgee. Nou baie ouens doen dit ook nie. En vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Ons ken hom net altyd in ons weer, maar dan wil ons sê, okay, ons sal dit doen, maar Here, ek het hier nou gesê wat ek gaan doen. Maar dis nie maar die woord van die Here sê nie. Hy sê, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk. Wie doen nie paaie gelyk, maar God doen dit. Ek ken hom in dit, hy voer die planne uit. Ons wil baie keer gaan droog maak en sê, Here, maar ek ken u nou dit, ek wil hierdie situasie doen en Here sal u dit vir my seën, maar God kan nie ongeregtigheid seën ook nie. God kan ook nie negativiteit seën nie, maar God wil hê dat daar's iets belangriks in die woord van Here. Hy sê op 'n plek vir ons, wees op julle hoede vir julle self, pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaard raak deur dronkenskap en swelgery en die sorge van die lewe, sodat die dag julle nie miskien skielik oorval nie. Weet wanneer hy gaan kom nie. So die grootste waarskuwing vir ons is sorge van die lewe. Die goed om ons, waar ons in elk geval niks aan kan doen nie. En as jy iets daaraan kon doen, sou jy nie daaroor gewaarig het nie. Maar as jy nie iets aan kan doen nie, dan is ons geneig om die fokus in die kern van ons gebedslewe, en ek gaan nou by dit kom ons hoor wat sê Matteus 6 vanaf vers 19. Hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar die diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar die diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Ek wil net vanaand hierso stop voor ek verder lees. So hier's 'n belangrike ding is waarna kyk ek en waarna fokus ek in my gebedslewe en in my lewe. Nou daar is 'n teorie wat hulle sê die rooi kar teorie. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. So as ek nou vandag vir jou sê, kyk bietjie na rooi karre. Hoeveel rooi karre daar is. En jou fokus begin op 'n rooi kar wees. Dan gaan jy ewe skielik agterkom hoe baie rooi karre is daar. Ek het een van daai ouens, weet ek hou nogal van 'n Suzuki Jimny. Dis 'n ou klein karretjie, maar die afgelope tyd het ek nou nogal bietjie gedink, bietjie meer na dit begin kyk. Ewe skielik in elke straat waar ek gaan, is daar 'n Suzuki Jimny. Die gebeur al so baie in die dorp nie. Waar kom hulle nou skielik vandaan? Hulle was nog altyd daar, maar ewe skielik het my fokus op dit geraak, so ek het begin bewus raak. So as ek fokus op 'n rooi kar, gaan ek agterkom, ewe skielik ek sien klomp rooi karre raak. Ek onthou daai tyd toe ek in Jessie vir ons 'n voertuig gekry het, en ons het gedink, daar's nie baie van hulle in die dorp nie, kom ons kry een. Toe ons hom gekry het, ewe skielik, om elke draai ry iemand so ene. Hoekom? Waar het hulle vandaan gekom? Hulle was nog altyd daar, maar ons fokus, dit waarna ek kyk en dit wat in my hart aangaan en dit wat in my gedagtes aangaan, maak my bewus van die goed wat ek sien. En wanneer die vyand my kan regkry dat my fokus heeltyd op my probleme en my situasie en my storms is, dan begin dit selfs my gebedslewe beïnvloed. Dit begin ook my blydskap beïnvloed. Dit begin my joy beïnvloed. Dit begin my gesondheid beïnvloed, want ek is besig om te fokus en by elke ding, by die werk, as goeders teen my begin gaan, ek is al so ingestel en op my hoede vir die goed, dat in elke ding sien jy 'n probleem. In elke optrede, wanneer jy seer gekry het en iemand jou dalk te nagekom het, wat doen jy? Elke ou wat iets kom, dan begin jy agterdogtig raak. Is hier nou nie weer bybedoeling nie. Is hier nie, want my fokus is op dit, want ek het seer gekry en ek is op my hoede en ek is versigtig en ek lees goed in elke situasie. En nou raak my hart, dit raak vir my 'n ding wat vir my belangrik word, soos 'n skat. Alhoewel dit negatief is vir my, en alhoewel dit nie vir my gesondheid bring nie, is my fokus op dit.
En sonder dat ek dit agterkom, begin dit waarna ek kyk, my binnekant verander. Dit waarna ek kyk, begin my gebedslewe verander. Is nie dat ek nie meer lief is vir die Here nie, maar ek raak consumed met die storm waardeur ek gaan, in steede daarvan om my fokus te hou op die God wat die storms beheer. So hoe meer ek na goed kyk wat my seer maak, hoe meer begin ek goed sien wat my gaan seer maak. Hoe meer ek fokus op mense wat my te nagekom het, hoe meer gaan ek mense raak sien wat my te na. Moet ek mense vertrou? Nee, die Here sê vertrou niemand nie. Maar hy sê ook wees vriendelik teenoor almal. Gee vir my 'n geleentheid waar ek vir iemand kan saai. So ek gaan nie 'n mens kan vertrou nie. God sê ek kan nie eens myself vertrou nie. Amen, ek moet op hom vertrou. Ek moet op die Here vertrou, deurdat ek alles in die hand van die Here sit. Sê Here, ek weet nie of mense my gaan seermaak en of hulle my nie gaan seermaak nie, maar ek gaan myself posisioneer sodat God my kan gebruik in 'n situasie wat ook al mense doen. I will be available for the kingdom. Gaan mense my dalk seermaak? Ja, Here, maar U is saam met my. Ek sal in daardie situasie God se heerlikheid laat deurkom, want my fokus is nie op die mens of die situasie of die goedes nie. My fokus is op die Here, want hy is my rykdom, hy is my goud, hy is my silwer, hy is my alles in my lewe, hy is my redder, hy is my verlosser, en my fokus is op hom, want hy het my nog nooit gefaal nie. Daarom sal ek my begin verlustig in die Here, voordat die antwoord kom, voordat die uitkoms kom. Sê Here, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Hoeveel van ons sukkel met joy en blydskap as gevolg van goed om my? En as my blydskap gebaseer is op hoe goed dit met my tydelik gaan, of hoe dit goed, gaan jy elke tweede dag nie bly wees nie. As my blydskap moet afhang van hoe mense my behandel, jy gaan swaar kry. As my blydskap afhanklik is van tydelike goed wat moet vergaan, dan gaan ek en jy op 'n rollercoaster wees, want dan is ek bo en dan is ek onder. Maar wanneer my blydskap is in iemand wat standvastig is, wat dieselfde is gister, vandag tot in alle ewigheid, het hy nog nooit gewankel nie. En omdat hy standvastig is en my blydskap in hom is, sal my blydskap blywend wees, want my blydskap is in die groot God van die hemele, ongeag van wat om my aangaan. Daarom kon die disippels, dit vind dit baie moeilik, verskoning, dat die disippels word geslaan terwille van die evangelie. Hulle word belet, sê hulle mag nie verder in die naam van Jesus verkondig nie, hulle kry pak slaan, hulle loop daar uit en hulle spring op en hulle juig. Yes! Here, dankie dat ons waardig geag was om ook terwille van U naam te kon lei, soos wat U gelei het. Die spring hulle op en hulle juig. Daar's 'n ander skrif, hy sê, spring op, weet, wanneer die mens allerhande kwaad van julle spreek, spring op en juig, want groot is jou loon. Baie van ons spring net op. Ons spring nie op en juig nie. Wat sê hulle van my? Ek sal vir hulle wys waar Dawid die wortels begrawe. Ek het nie eens geweet Dawid het 'n tuin gehad. Prys die Here. En dit is moeilik. Hoekom? Want ons word deur die vleesmens bestuur, in steede daarvan om deur die Gees van God gelei te word. En ek wil vir julle vandag sê, en sonder dat ons agterkom, begin ons gebedslewe, ons verhouding met God, ons worship, alles beïnvloed word deur tydelike goed. As dit met my goed gaan, dan worship ek lekker. As ek deur 'n storm gaan, ek weet nie of God my raak sien nie. As dit met my goed gaan, dan kan ek deurbid. As dit nie met my goed gaan nie, dan sukkel ek om te bid. As dit met my goed gaan, dan kan ek gee. As dit met my swaar gaan, dan kan ek nie gee nie.
Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy kan gee, wanneer jy nie het nie, dan is jy besig om te saai in die koninkryk. Wanneer jy nie emosioneel het om te gee, of geestelik nie, dan gaan jy deur 'n storm, maar jy in daardie tyd sê, Here, ek het nie baie om te gee nie, maar die bietjie wat ek het, sit ek in die hand van die Here, want God is die God wat bietjie vat en baie met dit maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie vanmôre terughou, dit wat God jou mee wil seën nie, maar ek en jy, ons optrede verklaar hoe goed ons God is. Of hoe goed God vir jou is, of hoe goed jy dink God vir jou is. O, pastoor, die Here is 'n goeie God, maar ek het eendag 'n storieetjie gehoor van 'n ou tannie wat 'n jong seun probeer na die Here toe lei. En sy vertel vir hom, ou seun, ek wil jou net so 'n bietjie van Jesus vertel. Van 'n tannie die Here dien, het ek al 3 heupvervangings gehad. Maar prys die Here, hy het my daardeur gedra. En vandat ek die Here dien, het ek nie altyd brood op die tafel gehad nie, maar prys die Here het vir my gesorg. En vandat ek die Here dien, is die oom ook oorlede. Maar die Here het my daardeur gedra. Ou Boeta, wil jy nie ook die Here aanneem en hom dien? Hy kyk as hy sê, Tannie, ek het genoeg van my eie probleme. Van ons fokus baie keer op al die negatiewe goed. Weet jy wat? God is goed en klaar. Gaan dit altyd met my goed? Nee, ek gaan deur storms, maar omdat hy leef, gaan dit met my goed, omdat my blydskap nie gesetel is nie. Jy sien, en wanneer jy sien, baie mense dien die Here vir wat hy vir hulle kan doen, en nie vir wat hy klaar vir hulle gedoen het nie. As jy nie kan amen sê nie. Many people only see God for the provision and not for what is done 2000 years ago. Baie mense dien God net vir en dit is waar prosperity preaching inkom. It's all about the person. Alles wat God vir die mens kan doen en hoe goed God jou kan laat voel en hoe lekker dit met jou moet gaan en hoe goeie baie finansies jy moet wees en al hierdie goed wat die Here, it's all about the person, but I'm telling you, true worship is all about the King of Kings and all about the Lord of Lords. It's all about Him. En as ek God nie eers kan verheerlik in my storm nie, dan is daar 'n probleem in my verhouding met God. Ek wil vanmôre vir jou sê, God soek 'n man en vrou wat hom kan aanbid en hom kan loof en prys, of jy op die berg is en of jy aan die verlei is, met jou skatte, moet in die hemel wees en sê, Here, U is my goud. Dit staan daar in Job, sê hy dit, as jy God jou goud maak en jou silwer maak, weet dan sal die Here, jy sal na die Here roep en hy sal jou antwoord. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is die hooftema van jou gebedslewe vanmôre? Waaroor bid jy die meeste? Waaroor vra jy die meeste? Waarop fokus jy die meeste? Mag ek dan God nie vra oor die goeders nie? Hy sê nie, ons mag dit nie vra nie, maar as die hoofding waaroor alles gaan, my probleme is en my situasies is, dan verloor ek my blydskap in die Here langs die pad, want as God eers gaan voorsien, dan sal ek weer beter voel. Ek kom op 'n stadium, gaan ek so 'n paar jaar terug deur 'n baie moeilike emosionele tyd. En ek maak vir myself 'n lysie, of eintlik, ek is besig om met 'n tannie te praat in ons hoofkantoor, my baas se vrou, en ek praat so 'n bietjie met haar en sy doen so 'n bietjie berading met my. Ek kan ook berading kry, ek is ook net 'n mens. Maar sy praat so 'n bietjie met my, en sy vra vir my, maak 'n lysie van die goed wat jy dink die rede is hoekom jy bietjie swaar trek. Ek maak 'n lysie, nie 'n lang lysie, ek dink daar was 5 goed op die lysie. Een van hulle is, ek wens die kinders kan ophou klei. Ek soek net vrede. Want die kinders is heeltyd net in mekaar se hare. Here, en ek soek finansiële deurbraak. Here, en dit en daar was so 5 goeders. En in my hele wese dink ek, Here, as U hierdie 5 goed oplos, dan gaan dit weer met my goed gaan. Weet jy wat? Wys die Here vir my. Die probleem is nie die goed om my nie, die probleem is goed wat in my is. Hy sê, as die lig in jou donkerte is, hoe groot is die donkerte nie in jou nie.
Jy sien, man, ergens langs die pad het ek begin kyk na alles wat verkeerd is. En al wat ek elke dag sien is hoe die kinders beklei, hoe my finansies in dit is, en hoe daar moegheid is, hoe daar nie vrede is nie, en ek kyk net na al die goeders wat die hele dag verkeerd is, en as ek opstaan, as iemand net iets sê, dan vat die ou dit nou nog persoonlik ook, want because nobody loves me and everybody hates me. Nee, is mos hoe ons voel, niemand gee om nie, niemand sien raak wat ek doen nie, want dan gaan ons mos in selfbejammering in, die ene sien nie, my kinders waardeer nie, niemand sien die effort wat ek insit nie, en dan as jy jouself kry teen die einde van daardie dag, is jy so in 'n gat, want waarop fokus jy? En laat dan iemand nou net vir jou iets sê, terwyl jy so voel, sien. Laat jou man of jou vrou nou net 'n opmerking maak, wat dood onskuldig is, dan vat jy dit so persoonlik, en dan is daar sommer 'n risie oor iets wat jy in jou gedagtes glo. Hoekom wil ek fokus op die goed wat ek in elk geval niks aan kan doen nie? En ek loop met hierdie tannie op pad en ek het die lysie, ek is so op 'n Zoom meetings met haar. Weet jy wat gebeur? God verander my hart. En hy haal my oë af van alles om my. En hy maak my beker weer vol. En toe sit ek nog steeds met die lysie. Maar toe sien ek kans vir die lysie. Toe begin ek anders na die lysie kyk. Toe begin ek dit nie sien as probleme nie, maar as iets wat God kan oplos. Want ek moet hom daarin ken en hy sal dit vir my uitsorteer. Ek kan niks aantrend dit doen nie. En weet jy, baie keer is die probleem binne in my dat ek is moeg. Maar ek is besig om te fokus op alles wat my moeg maak. Ek kyk na alles wat verkeerd is en ek sien nie die een groot ding wat reg is, wat groter is as alles wat, en dit is hy. Ek sien nie eers dat hy is genoeg vir my storms nie. Hy is genoeg vir my probleme nie. Hy is genoeg vir die siekte nie. Hy is genoeg vir die storms nie. Hy kan alles doen en ek moet dit oorgee en los in die hand van die Here en fokus op die een ding, en dit is om God weer te begin loof en prys. En die moeilikste ding om te doen is om God te loof en prys wanneer ek moeg is en wanneer ek seer het en wanneer ek stukken is. Maar weet jy wat? Ek kan nie my gees en my vleesmens vertrou met geestelike goede nie, want die woord sê die vlees is teen die gees, so my vleesmens wil nie worship nie, en ek kry myself jammer, maar ek wil vanmôre vir jou sê, staan op uit die stof uit, en begin jou God te loof en prys, en sê, nogtans sal ek die Here loof en prys. Ek voel nie lekker nie, dit gaan nie goed in my finansies op hierdie oomblik nie, maar dit is tydelik, dit gaan verander. Ek het dalk challenges by die werk, ek het dalk mense wat teen my is, maar ek het iemand wat vir my is, wat groter is as elke, en in hom sal ek vertrou, in hom sal ek my verbly, in hom sal ek my vertroue sit. Hy kan vir my alles doen. Ons lees gou verder. So vir elke stukkie wat ek lees, gaan ons 'n halfuur preek. Nee, ek speel. Hoe waar julle nou? Hy sê, van die lamp van die liggaam is die oog, en as jou oog dan reg is, sal die hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal die hele liggaam donker wees. En as die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink, of oor jou liggaam wat jy sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Toe ek besef dat my lewe in my is vir God baie meer belangrik in daai stadium van my storm as die 5 goedjies op my lys. Want weet jy wat sou gebeur het? As God daai 5 goeders opgelos het, daar sou net nog 5 gekom het. Want dis die lewe. Goed loop verkeerd, goed breek. Goed gaan nie altyd soos ons dit wil hê nie. Dis die lewe. So as God daai 5 opgelos het,
en ek was nie gesond of heel nie, en die volgende 5 gekom het, dan sê ek maar weer nie gehad, en maar weer nie gehad. Maar toe God my herstel, toe ek sien 'n kans vir môre. Toe God my volmaak, en my oë afhaal van die goed om my, sê wel Here, ek het alles getraai, van raas en skreeu af, tot myself jammer kry, my oë uithou, en lang gebede bid, en niks het verander nie. Maar God het die manier, wanneer jy jouself align met hom, en jy begin God in loof en prys, in die midde van die storm, het God die manier om deur jou, in jou situasies in te werk. God het die manier, om in jou kinders se lewe in te werk. God het die manier, om in jou finansies in te werk. God het die manier, om in jou huishouding in te werk. Hoekom? Want ek is besig om myself te align, volgens die wil van die Here, wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, verlustig jou eers in die Here, en hy sal die ander goeders doen. Soek hom eers, hy sal alles vir jou byvoeg, hy sal vir jou gee, ook die begeertes van jou hart vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ons wil dit anders te om hê, sê Here, herstel eers dit, doen eers hierdie ding, en dan sal ek weer goed voel. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wants you to be happy when you even in the storm. God wants you. Weet jy, pastoor Roof Calvin sê 'n ding op 'n plek. Hy sê jy moet in die oggend so opstaan, vol van die Here. Dit lyk of jou hele wêreld om jou in duie stort, maar jy staan uit daai bed uit op, gevul met die Heilige Gees van God, en dat jy die vyand so moet verwar dat hy nie eers weet. En jy loop sommer by 'n karwinkel en lyk of jy gaan karre koop, maar jy het nie geld nie. Ja, ek kom kyk net 'n bietjie hier na die karre. Die duiwel moet so verward wees. Wat soek hy nou hier? Ek is besig om sy finansies aan. Hy kyk na karre, hy kyk na nuwe. Ek gaan nie toelaat dat dit wat die vyand bring my wegvat in die autoriteit en die krag en die salwing van die Here nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, staan weer op, sit jou voete op die rots Jesus en begin om te aanbid te midde van jou storm. En ek wil vir jou sê, jy sal sien hoe die vyand wegvlug, want hy kom om jou te vernietig, en nou staan jy op en jy begin God te loof en te prys. Hy sê, maar jy het nie rede om God te loof en prys nie. Kyk hoe gaan dit in jou huis. Kyk hoe gaan dit in jou omstandighede. Ek het hierdie getuienis al so oor vertel van oom Paul. Hy's nou al by liewe Jesus. Hulle het daar in Rhodesia geboer, daai tyd toe dit nog Rhodesia was. Het hulle geboer en hulle het baie swaar gekry. En sy vroutjie, ek het daar nooit geleer ken nie, sy was na die Here toe nog voor ek haar kon leer ken, maar hy het hierdie getuienis vertel. Hulle boer in Rhodesia, en dit gaan baie swaar met hulle. As nie kos nie, as nie kos in die kas nie, dit gaan moeilik. En hy hoor geskarrel daar in die kombuis, en die tannie loop en sing, sy loof en prys die Here, en sy is besig om die tafel te dek, sy die borde reg, sy die potte bo op die stoof, en hy kom daar in en hy vra vir, what you doing? Sy sê, I'm busy preparing the meal. Hy sê vir what? Daar's nie kos nie. Sy sê, no, God will provide. En sy is besig om, dis 'n ware ding hierdie, is waar, sy begin die tafels te dek, sy die potte reg, en sy loop, so asof daar kos is. Loof en prys die Here, maak die naam van die Here groot. En hy kyk aan, hy dink net, hier is nie kos nie, jy pak alles, jy die bord al uit, die messe en virke is gepak op die tafel, en die volgende oomblik toe lui die deurklokkie. En hy gaan maak oop, en hier staan die buurman van die buurplaas met klomp sakkies groceries. Sê, God send me. God told me to bring you this food. En hulle, daai borde was nie verniet uitgepak nie. Hulle kon gaan aansit en eet. Vir 'n oomblik moes sy 'n geloofstap vat, maar weet jy wat was die kosbaarste? Sy het geloop en God geloof en prys. Sy het daar in daai kombuis op en af geloop, en sy sing en sy loof die Here, en sy pak hier die borde uit, en sy pak hier die goeders uit, en die volgende oomblik. Sy het nie gaan bid in selfbejammering. Sy sê, ag Here nie. Sy het gesê, nogtans sal ek die Here loof, en ek sal die Here prys, en God bring voorsien. En weet jy wat is awesome?
Hierdie ou was nie gestuur om groceries te koop voor sy begin loof en prys het nie. Of toe sy begin worship het nie. Hy het opgedaag. So God het al lank al geweet, sy gaan worship. Want dit is haar karakter en dis wie sy is. Maar terwyl sy worship, toe kom die antwoord. Maar God het die opdrag gegee, al seker vroeër daai dag, of dalk die vorige aand, ek weet nie het wanneer nie. Maar in die tyd toe sy God begin loof en prys, sê ek gaan nie kyk na 'n leë yskas nie. Ek gaan nie kyk na leë koskaste nie. Ek gaan nie na hierdie dinge kyk nie. Ek sit my oë op die Here, want hy is my goud. En hy is my silwer. Hy is my rykdom. En die Here kom. En weet jy wat, wanneer ek myself align met die woord, moet die woord in vervulling kom. Hierdie woord sê vir ons, ek hoef nie oor hierdie goed bekommerd te wees nie. Paar jaar terug, ek het dit ook al getuig, maar ek moet net getuig van God se goedheid. So paar jaar terug is ek op 'n stadium en ek het nie klere in die kas nie. En daar is nie finansies om nuwe broeke te koop nie. En ek bid nie eens regtig nie. Ek staan by die klerekas en daar voor die kas en in my binnekant kom net 'n stil gebedjie op. Sê ag Here, ek kort broeke. Hemde is alright, maar ek het nie broeke nie, ek kort broeke. En ek los dit daar. En ek trek maar aan wat ek het en ek gaan sit in die kantoor. En omtrent 'n halfuur later bel iemand my. Sê pastoor, ons is besig om die huis te skuif, te trek en goeders ons bakkaste uit. En ek het hier in die kombuiskas, nee, in die gangkas, het ek afgekom op 3 nuwe broeke wat ek vir my man gekoop het. Splinter net, die tags is nog aan, chinos, mind you. Sê, en ek het dit in die kas gesit met die idees, ek moes dit vir 'n bietjie afgewerk het. Maar ek het dit al meer as 'n jaar terug gekoop. En ek het vergeet van dit. En nou, toe ek die kas uitpak, gaan pastoor sleg voel as ek dit vir pastoor wil gee. Wat is pastoor se size? Ek sê nie, ek dink dit, wat dit nou is, size 40. Dis okay. Gaan pastoor sleg voel? Ek sê, nee, jy verstaan nie. Asseblief, ja, dankie. En ek sê vir, weet jy wat, die Here het geweet, dat ek vandag vir hom gaan vra, ek het broeke nodig, en hy gaan steek jou broeke weg 'n jaar terug al. Dit is, hoe anderste, dat God het 'n jaar terug geweet, daar gaan 'n dag kom wat Jakob gaan sê, Here, ek kort 3 broeke. En hier kom Splinter nie eers aangetrek nie, man. Tags was nog aan. In die sak waar hulle dit nie gekoop het. Splinter nie, kry ek dit persent. Maar my fokus was nie op dit nie. Al wat ek gedoen het, ek net by die kas gestaan en ek sê, ag Here, ek kort broeke. En ek los dit daar. Gaan aan, trek aan, gaan aan met, was nie my fokus nie. My fokus was hom. En kry jy hierdie opdrag, dan dink jy net, wauw, Here, dit was vandag. Daar is ander keer is die Here nie so vandag nie. Partykeer is hy geduldig ook. Maar daar is ander keer wat God, nog voordat jy vra, antwoord hy al. Hoekom noem dit vandag vir jou? Want dit is die moeite werd. Jy sê dan ek verlustig my nie omdat ek iets wil hê nie. Hier is die geheim. Ek soek nie God omdat ek iets wil hê nie. Ek het klaar alles gekry, ek het hom gekry. Ek het die ewige lewe gekry. Ek verlustig my nie omdat ek klere wil hê nie. Ek soek nie die koninkryk. Ek weet dit is 'n byvoordeel, maar ek moet vanmôre vir iemand in hierdie plek sê, die Here sê, sit jou hart en jou fokus weer op my en begin my die middelpunt van jou gebedslewe maak. Mag ek die hooftema van jou gebedslewe weer word. Die Here praat vanmôre met iemand en hy sê jou gebedslewe sluit my 'n klein bietjie in
verander jou gebedslewe, sodat ek die hoofthema van jou lewe weer kan word, dat ek jou alfa en die omega van jou lewe kan word, dat ek jou blydskap kan wees, dat ek jou opkom kan wees, dat ek jou gaan slaap kan wees. Die Here sê, ek is jaloers, die woord van die Here sê, met jaloersheid begeer die gees van God wat in ons woon. God sê, ek soek jou. Ek soek jou vanmôre. Ek soek jou. Ek sal vir jou alles gee, maar ek wil jou hê vanmôre. Ek haas my om klaar te maak. Hy sê, daarom moet julle nie kwel oor wat julle sal eet en wat julle sal drink of julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by die skure by mekaar nie. En tog voed jou hemelse Vader hulle. Is jy of julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur hom te kwel 1 el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei en hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer nie vir julle kleingelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want jou hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Amen. Weet jy wat, ons is baie keer so gefokus oor môre, dat ek nie eers vandag geniet nie. Ek is so bekommerd oor môre, so goed wat ek nie eers weet of dit eers gaan gebeur nie, baie keer gebeur dit nie eers nie. Gisterand toe die krag afgaan met rooi draai. Dit was ons nou afgewees eers met konneksie of wat laaffases en goeders hier van Vrydag af en gisterand toe daai krag afgaan. Toe trek ek al by vanoggend se diens hoe ek nou al die kragopwekker moet kom start. En want my gedagte, dus ek al so klaar omgekrap omdat ek vandag die kragopwekker moet kom uithaal. Ek sê vir Jessie, nou moet ek alweer met die kragopwekker sukkel en nou sê ek al klaar by vandag en nie is 'n rukkie daarna net toe kom die krag aan. Maar toe het ek myself nou al klaar jammer gekry, omdat ek moet kom sukkel met 'n kragopwekker en ons gaan nou koud slaap, want nou is daar nie krag nie. Kyk, jy soek krag in die winter, man, dis koud. En jy kry jouself jammer, en dit is hoe vinnig ons gedagtes uithardloop na goed toe, wat ons geen beheer oor het nie. En jy sien nie eers, jy het 'n dak oor jou kop, jou maag is vol, jy het 'n mooi vrou langs jou, nee my boekie, daar is soveel blessings, wat ons baie keer miskyk, omdat ons worry oor goed, wat ons niks aan kan doen nie. En weet jy, baie keer het ek dit al gesien, wanneer mense deur hartseer gaan, dat hulle so fokus op die hartseer, dat hulle nie eers die wat nog in die huis is geniet nie. Dat jy nie eers aandag gee aan wie jy nog het in jou lewe nie. En wat jy nog het in jou lewe nie. En my pa het hierdie ding gesê, nie meer sluit ek af, hy sê, wanneer jy gaan kyk na wat jy nie het nie, dan sal jy nooit genoeg hê nie. Maar wanneer jy God begin loof en prys en jy kyk na wat jy het, dan gaan jy agterkom jy het meer as genoeg. Ons het miskien nie altyd alles nie, maar ons het Jesus. Ek verstaan nie altyd alles nie. Ek het nie altyd al die antwoorde nie, maar ek ken iemand wat die antwoorde ken, en sy naam is Jesus. Ek het nie altyd al die vermoë nie, maar ek het iemand wat die vermoë het. Ek het nie altyd al die voorsiening nie, maar ek ken iemand wat die voorsiening het, en die voorsiening is.
En as ek hom het ek alles. Want dis die woord van die Here, soek hom net eers. En jy sal al die ander goed hê. Maar ek dien hom nie vir die goed nie. Dien hom nie vir klere nie. Ek dien hom nie vir kos nie. Ek dien hom nie vir voorsiening nie. Maar aan my binnekant kan ek gerus wees. As ek hom het, sal hy ook vir my die begeertes van my hart gee. Hy sal vir my ook gee, en hy sal ook vir my goed gee wat ek nie moet hê nie. Of weier om vir my iets te gee wat ek nie moet hê nie. Omdat hy my lief het. En ek sluit af hier mooi. Wat is die hooftema? Wat vat die meeste van jou gebedslewe? Is dit hy? Want as dit hy is, sal jou attitude anders te wees. En baie keer is ek die fokus van my gebedslewe. Nie net alles wat ek wil hê nie, maar die arme ek. Kry ek myself so jammer, want ag Here, niemand hou van my nie, niemand sien my raak nie, niemand gee vir my om nie, niemand weet waartoe ek gaan nie. En dan begin ek wonder, Here, sien U my raak? Here, hoor U my? Dis die volgende stap. Dan begin al twyfel kom. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, jy dien 'n God. It never failed me yet. Staan op jou voete saam met my vanmôre. En ek wil hê jy moet nou daar waar jy staan, jou oë toemaak. En as jy die Here moet sê, Here, ekskuus, vergewe my, dat U nie meer die middelpunt van my lewe is nie. Het is nie dat jy nie God lief het nie, jou fokus en jou oë het so op die goed begin kom. Vra vanmôre net, Here, vergewe my en help my, dat my oë weer op Jesus sal kom. Dat ek net sal aanbid. God weet wat ek nodig het, hy weet hoe om na my te kyk. Ek wil vir iemand dit vandag sê, God weet hoe om vir jou te sorg. Geestelik, emosioneel, tydelik, liggaamlik. God weet hoe om vir jou te sorg. Jy het nie nodig om vir hom te sê hoe om vir jou te sorg nie. En eintlik wat God wil sê is, ek sal oor die res worry, bly jy net by my. Vader, ons kom vanmôre en ons vra om vergifnis. Vergewe ons as ons hart op alles om ons gesit het, behalwe op U. Vergewe ons as die middelpunt van ons aanbidding en ons lofprysing, ons worship, ons oë afgehaal het van U af. Maar ons wil vanmôre terugkom in repentance en ons wil bely en sê, Here, ekskuus. Maar help ons vanmôre dat U weer ons eerste liefde sal wees. Dat U ons fokus sal wees, dat ons oop U sal wees. En kom herstel vreugde in ons, herstel die blydskap van die Here in ons. Here, vul ons met strome van lewende water. Ek bid vir elkeen wat nou moeg is, wat deur storm gejaag is, en wat deur goeters gaan, wat vir hulle te swaar is. Here, doen eers iets in hulle. Ek bid nou vir 'n nuwe aanraking van U Gees in elkeen. Lord, I pray for a new touch of your Holy Spirit within every person right now. Lord, I pray for restoration of your Holy Spirit inside every person right now. In the name of Jesus, Lord, I pray for a new touch of fire, a new touch of fire, a new touch of fire in Jesus' name. Lord, help us to focus on you. Help ons om ons oë op U te hou in hierdie tyd. En dat ons nie angstig sal rondkyk nie. U is ons Here, U is ons blydskap, U is ons goud, U is ons silwer, U is ons alles. U is ons rykdom. Laat ons so op U sal fokus, dat ons U in alles om ons sal raak sien. Help ons om die goeie te sien wat U doen om ons. En haal ons oë af van dit
wat U nie wil hê ons moet op fokus nie. Dit bid ek nou in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Vra dat die orkes na vorentoe sal kom. As daar